Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons gaan by die dankfees nie hierdie kleintjie hê vir die kinders om op te spring nie. Ons gaan groot gaan. En natuurlik roomhuise ook. Ons gaan hierdie jaar ook geleentheid gee met ons dankfees vir ons iTrust briefies. Het jy laas jaar ene ingevul vir 2024 vir 25 waarvoor jy die Here vertrou? Ons gaan dit terugkry om te sien hoe die Here getrou was in dit waarvoor ons hom vertrou het. Ons gaan geleentheid gee in die diens om vir die volgende jaar in te skryf waarvoor jy die Here vertrou. Sien jou daar. En ons gaan ook heerlike potjiekos hê. Dis slegs R40 vir sulke lekker bakkie potjiekos. Maak seker jy bestel nou op Church Suite sodat ons vir jou kan voorberei. Bring jou kampstoel, bring jou gazebo, ons gaan lekker kuier. Al die geld wat ons gaan maak daardie dag, gaan direk na ons Generosity Fund. Volgende week by Fusion is dit ons afsluiting Vrydag. Ons gaan Escape Room speel. Die tema is, ons moet vir Paulus probeer uit die tronk uit kry, sodat hy die evangelie kan bedien. Maak seker, jy is al van 6:30 vir snacks en 'n lekker aand van games. Vandag by DDK praat ons oor die 12 disippels. Ons gaan kyk na hulle persoonlikhede en hulle swakhede. Ons gaan 'n kies leer dat ons geroep is deur Jesus en dat ons gekies is vir 'n missie. As jou kinders nog hier binne is, stuur hulle agtertoe. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem.
Goeiemôre. Dit lyk my dis 'n goeie môre. Dis regtig 'n goeie môre. As ek glo wat ek gesing het, is dit 'n goeie môre. En as jy so 'n bietjie links en regs kyk, hier's dan smart ouens in die gemeente. Party ontmoet ek vir die 6de keer, maar verskoon my, ek is al blond. So as ek jou dalk weer 'n keer aan myself voorgestel het, vergewe my. Maar ek weet, die Here het 'n plan en hy het jou ingesluit in daai plan. En deel van dit wat ons vandag oor gaan praat is 'n baie praktiese deel van sy plan met ons lewe. Nou, daar's baie goedes wat ou rondom dit kan noem, as 'n inleiding, maar dalk gaan ons net kom by die hele gedagte van integriteit waarmee ons besig is. Ek het 'n manier, met die ding. Ek het hom al aan en af en moet ek, okay, kom vertel 'n grapie, daar loop hy in die gang af. Nee, ek weet daar's 'n sekere ding wat gebeur om mens nederig te hou, want die Here sê mos in sy woord, hou jouself nie verhef nie, anders gaan jy sukkel. Nou, hierdie gemeente het vir my die ding elke week in die hand, en ek het hom nog nooit reg gekry nie. Nou kom ons kyk nou. Kyk nou net, wat kan gedoen word? Baie dankie. Maar ek wonder maar net of ek die volgende keer my eie moet saambring, net om die verleentheid bietjie te spaar. Dankie vir julle genade. Ja, wat moet te verwag, die reeks, julle ken dit nou al reeds. Die eerste keer, eerste Sondag was die hele gedagte van die fondasie, aanskou Jesus, met ander woorde die sekerheid. En dan die tweede week, die moeilike een van ek is heilig. Nou dis 'n baie moeilike ding as ou dit vir mekaar moet sê, veral as jy nou hier sit en jy het een of ander onder ons die gehad op pad kerk toe in die kar. Nou nie julle nie, maar as ander ouens wat na ander kerke toe ry, dan karring hulle met mekaar. Dan kom sit hulle hier en dan probeer hulle hierdie kerkgesig opsit en dan's alles nou nice, maar partykeer sukkel ons met mekaar. En dan sê die Bybel, die een wat langs jou sit is heilig. Nou imagine dit net vir 'n oomblik. Kyk as jy nou jou man of jou vrou by jou het. Kyk net gou na hom of haar. Party ons is dit benoud, hulle wil nie kyk nie. Maar ek kyk. Die woord sê heilig. Ons is heilig. Paulus noem in al sy briewe, ons is heilig. Hy het so 'n bietjie van 'n tonnelklankie hier na meiskant toe, so seker maar hierdie dingetjie. En dan kom ons by wat ek vandag oor gaan praat, is die daaglikse ritmes van transformasie. Nou, dis 'n baie moeilike ding. Onthou nou, integriteit is 'n ding wat die Here vir ons beskikbaar gestel het, en ons word dit in Christus. Ons is heilig, ons is gered, ons is veilig by hom, ons word soos hy na mate ons hom aanskou, maar nou is daar 'n daaglikse uitdaging, want ek is heilig, but life happens. Wie het dit al agtergekom? En kyk, kerk is ook 'n wonderlike plek as dit nie vir mense was nie. So selfs binne in die kerk partykeer, dan dink ek, man, waar is die heiliges nou? Want daar's partykeer bietjie onderstrominge en partykeer wonder ons hoekom ons van mekaar so kwaai kan verskil. Maar feit is die lewe gebeur. Daar gebeur goed en ek besluit wat ek doen met daardie beginsel van integriteit. Nou die eerste gedagte is, hoe lyk integriteit? Wat is dit regtig? Ons het mos altyd sulke oulike definisies binne Doxa, onthou julle? So vir elkeen het kan ons 'n boek oorskryf. En ons het altyd gesê, integriteit is dit wat jy doen wanneer niemand kyk nie. Of dit wie jy is in die donker. Dis een van ons favorites. Dis wie jy is in die donker. Nou, skelmstreke vind gewoonlik plaas waar jy dink mense kyk nie. En ons weet God sien, maar ons glo nog hy gaan hierheen dalk net miskyk. En dis waar die onheile gebeur, né? Nou, hoe beleef ek integriteit? As ek nou vir iemand moet sê, ek is 'n man van integriteit, wat beteken dit in my daaglikse wandel? Is dit net dat ek kan sê ek behoort aan God, as 'n plek in die Vader se huis vir my? Of hoe lyk dit dan as ek daarmee besig is? Nou, een van die definisies wat vir my nogal saak maak, is it's the state of being whole. En ek wil net 'n oomblik daarby stil staan. The state of being whole. Wat beteken dit om heel te wees? Om integriteit in my lewe beskikbaar te stel vanweë dit wat die Here vir my kom doen het. The state of being whole. Met ander woorde,
gees, siel en liggaam. Ek het deel geword van die integriteitsmaatstaf. Daar's 'n maatstaf wat God gestel het, en ek het deel geword daarvan, so I am whole. Dit beteken dat ek in my emosies, nie net my liggaam en my gees nie, maar ook in my emosies, my sielsdimensie, heel moet wees. En dit vat 'n ou op 'n pad van baie nadenke. Mens dink baie keer, is lekker in die kerk en ek hoor die prediking en ek loof die Here saam in die musiek, maar ek sukkel om met mense klaar te kom. Ek sukkel met vergifnis, ek sukkel met familie. Nou dis 'n tyd, hierdie is 'n interessante tyd van die jaar. In die Kaap het jy baie familie wat jy nooit onthou het nie. Want almal soek 'n plek hier by die see. Daar waar ons bly in Langebaan, you cannot imagine. Kyk, ons is gewild soos nog nooit van tevore nie. Maar nou kom ons kinders gelukkig, so ons nou nie plek vir iemand anders nie. Sorry as jy nou gedink het. Maar nou dink ons by onsself, maar daar's sekere goed, of sekere mense, of sekere omstandighede wat ek sukkel om uit my emosies uit te kry, uit my gemoed uit te kry. En dis ook deel van die integriteit, om regtig heel te wees, ook in jou pad van vergifnis, jou pad van vryspraak. Want mens kan nie hier sit in 'n kerk as 'n geïsoleerde hemeltoeganger nie. Dit is baie lekker, want ek is op my pad hemel toe, en al die lekker goeders, maar intussen tyd gebeur die lewe. En mense lees ons soos 'n brief vir alles wat kom by integriteit. Nou, ek dink as jy nou moet dink aan integriteit, met ander woorde, hoe moet ek lewe om regtig die maatstaf reg te verstaan wat God daar gestel het. Dit gaan net oor basiese beginsels van oordentlikheid. Dink net mooi, as jy almal in jou omgewing wat jy raakloop, behandel soos jy graag behandel wil word. Dis basics. Mens dink baie keer, daar gebeur sulke lelike goed in die wêreld, hoekom doen mense dit? As mense net die basiese beginsels van oordentlikheid verstaan, dan doen jy al klaar baie beter as wat 'n ou wat net alles rondom ignoreer. So, dis eintlik baie maklik om daai maatstaf te stel van integriteit. Wat ek wil hê met mense aan my doen, dit wil ek graag aan ander doen. Maar dis nou 'n bietjie bad, want ou wil partykeer ander ouens terugkry. Het jy al aangedink? Ek weet julle voel nou nie so nie, maar onthou nou dat ander kerke ook. As mense noord van die Huguenot tunnel, wat anders dink dalk, ons wil ouens terugkry. Ek weet, ons het gisteraand rugby gekyk. Almal van ons wat die moed gehad om so laat wakker te bly, maar dat goed gebeur in daai game, wat die Ire gedoen het, nooit ons doen niks verkeerd nie. Dan dink jy, as Bakkies Botha maar net daar was. Want ons wil ouens terugkry, doen 'n verkeerde ding, met ander woorde, kom ons dink, hoe gaan ons terugkry? Maar dan kom ek terug en ek vat myself na die beginsel van oordentlikheid toe, en ek sê, maar Here, wat wil U hê? Wat dink U, hoe moet ek hanteer, hoe moet ek reageer, hoe moet ek doen, sodat U my heiligmaking aan mense kan bekendstel? Nou, vanuit identiteit wil hulle al baie goed ken. Ons het al baie daaroor gepraat, tydig en ontydig, maar feit is, ons vind ons identiteit in Christus. En ek praat nou die dag met iemand, die man is Khoza, hoop ek spreek het reg uit, ja, Khoza. En hy sê, hy glo in die Here, maar daar sekere rituele wat hulle nog doen, dan moet hulle 'n plek op sy arm, wys hy my, daar moet hulle iets insny, en dan moet hulle sekere goed, ek weet nie al sulke goeders. Nou probeer ek om dit verduidelik, as jy in Christus jou identiteit vind jy dit nie in jou voorouers nie. Ek weet, dit is 'n baie touchy subject. Ou kan nou dink aan verskillende stamme, volke en gewoontes en goed. Maar ek vind nie my identiteit in die feit dat ek 'n blanke Afrikaans sprekende boerseun is nie. My identiteit is in Christus. En vanuit dit kom daar 'n volwasse word proses. En dit is net nie eenvoudig nie, want daar gebeur goeders. Efesiërs 4, nou, ek lees in die ou Afrikaanse vertaling, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens. Nou, hoekom sê Paulus dit vir 'n gemeente? Dis geredde ouens, hy noem hulle heiliges, dis goeie mense hierdie.
Die ouens in Efese is goed, hy sê, maar hou op om te lewe soos jy vroeër geleef het. Nou daar kom 'n tyd wat ek breek met die oue, en ek gaan aan. Hy sê, en julle wat deur sondige begeertes verteer word, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. En dis nie so eenvoudig nie, want nou sê die woord, wees heilig, want ek is heilig, dan sê ek, maar hoe kan ek soos die Here wees? En nou is dit die waarheid, die Here het ons gemaak, om in ons aanskoue van hom, integriteit, as 'n lewenstyl te handhaaf. Nou die woord is baie duidelik, dat Christus die fokus moet wees. En dit maak dit eintlik in 'n mate eenvoudig, aan die ander kant kan dit dalk bietjie ingewikkeld raak as die praktyk nou gebeur, as die taai die teerstraik nou. As Christus die fokus is, en Hebreërs 12 sê dit baie duidelik, ons hardloop hierdie wedloop met die oog op Christus. Die oog is nie op wie ek kan wees, of wie ander ouens wil ek moet wees nie. As die oog op Christus is, gebeur daar 'n klomp goeders. Nou sê hy in die verlede, het die Here baie keer gepraat deur profete en so aan, en dis nice. Jy weet, baie keer haal ons die Ou Testament aan, asof ons nou nog in daai tyd lewe. Alles wat Christus kom doen het, word op 'n manier aan ons beskikbaar gestel, sodat ons oog op hom kan hou, want die woord sê nou, in die ou dae is daar deur die profete gespreek, maar nou is dit deur die Seun, nou is dit Christus. En as ek in 'n integriteit lewe, en ons kom nou by 'n paar praktiese goed, dan het ek net een ding in fokus, en dis, wat sê Christus daaroor? Wat is sy opinie? En baie keer wil ons dit nie hoor nie, want dit is ongemaklik en ongeduldig, veral as dit kom by voelinge met mense. Dan wil ek nie weet wat die Here sê nie, ek wil doen. Nou ek het nie so tipe van lyf wat ek ouens kan verduidelik ook partykeer voel nie. So ek is maar baie versigtig as dit kom by groter ouens as ek. Maar baie keer voel ons om nie die Here te raadpleeg nie, want Jesus het gewoonlik 'n ander gedagte as wat my emosies sê. Nou sê die woord baie duidelik, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gesit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. En dan sê hy, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Nou, hy skryf dit aan gelowiges, watter sonde sal ons nou maklik verstrik? Waar sal ons nou in ons belydenis van regverdigheid en vergifnis en alles, hoe sal sondes ons nou kan verstrik? Hy gaan verder, hy sê terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Nou as ek dit verstaan, as ek verstaan dat Jesus nou die middelpunt geword het, dan moet ek nou kyk na, wat is sy gedagtes oor goed, sy opinie. En dan lees jy die bergpredikasie. Ek weet nie wanneer laas het jy daai Matteus 5, 6 en 7 stuk gelees nie. Dis eintlik amazing. Want baie keer wonder ons, wat wil God sê? Hy het eintlik klaar gesê. Alles in die lewe staan in Matteus 5, 6 en 7. Die bergpredikasie. Hy het 'n klomp ouens daarby hom en hy sê, kom ek vertel vir julle 'n bietjie. Hoe lyk 'n ou wat geseënd is? En as ek daar lees, dan dink ek, Here, maar ek wil ook geseënd wees, maar dit is bietjie buite my aard. Ek het nie so groot geword nie. Ons wil verduidelik. Ons wil veg, ons wil stry, ons wil reg wees. En dit is nou ongelukkig ons manne se probleem. Ons hou daarvan om reg te wees, is dit nie so nie? Ok, is nie baie eerlik ouens vanmôre, as een wat so effe skaam, ek dink jou vrou het jou in jou ribbes gepomp, tot ja sê, maar ons like om reg te wees. Maar op die ou end, verloor ons baie keer, wen 'n rond en verloor 'n geveg, want hoekom ons nou wil reg wees? En dan sê die bergpredikasie, dink anders oor ander mense. Gaan lees 'n bietjie daar. Dis heeltemal 'n teenoorgestelde gedagte van byvoorbeeld wraak en vergifnis. Die Here sê jy moet jou vyand lief hê. Hy sê jy moet vergewe. Jy moet op 'n plek kom wat jy anders dink as wat jou emosies jou dryf. Die bergpredikasie sê dat Jesus aan die woord is op beginsel van wat hy by die Vader hoor.
Want op 'n stadium het die ouens hom gekarring en gesê, maar hoekom doen jy dit en hoekom doen jy dat? Hy sê, ek doen net wat ek die Vader sien doen. Baie belangrike klem. Ek doen net wat ek die Vader sien doen. Met ander woorde, Christus en die Vader is een. En dan kom hy met 'n beleid van die Vader het die primêre sê. Ek spreek sy woord en die Heilige Gees daar om die kerk te bemagtig om dit te kan doen. En dan bevestig hy ook in die bergpredikasie baie van die spreuke in die Ou Testament. Nou ons leef nie in die Ou Testament nie, maar niks van spreuke is nie waar nie. Nou kom Jesus op 'n paar plekke dan haal hy die Ou Testament aan, maar hy vernuwe dit in hom as die verlosser, as die een wat die leidsman is. Nou gaan lees 'n bietjie Spreuke, dan kom jy agter, man, wie ever dit alles geskryf het. Kyk Salomo en daar het 'n paar ouens saamgeskryf van Spreuke. Dis nogal 'n interessante teregwysing op ons daaglikse lewe, identiteit wat ons vind, maar die uitdrukking daarvan in integriteit. Spreuke het 'n baie praktiese ding byvoorbeeld oor geld. Hy sê, julle het nou gepraat bietjie oor geld. Nou, dis 'n interessante beginsel geld. Hy sê, jy sal agterkom as jy met die regte gesindheid gee, gaan jy meer hê as dit wat jy so gehad het as jy terughou. It makes no sense at all as jy wiskundig daarna kyk, as jy mooi emosioneel daarna kyk. Maar hy sê, dis hoe gee werk. God se wiskunde werk heeltemal anders. En ek onthou, ek het maar groot geword in 'n kerk waar die diaken sy rondes gedoen het vir die geldjie. En toe ons nou getroud is en uit die huis uit en lekker totaal onbekeerd is, ons los nie die kerk nie. Maar ons het 'n bedrag hier in gedagte. Daai noot was so pers een, ek weet nie of jy hom onthou nie. 'n $5. En ons het 'n gedagte gehad, as die diaken kom, kry jy 'n $5. As hy nie kom nie, man, dis 'n bonus. Want ek gaan nie agter hom aanloop om daai R5 te deposit nie. En daai het as die bordjie verbykom met jy koper en silwer neergesit. Daai bordjie nie verbygekom met note nie. Daai noot was geberg vir as die diaken onthou. Maar die gesindheid wat Jesus van praat is heel anders. Dit gaan oor 'n hartsding meer as 'n kopding. Nou hoor wat sy Spreuke 1 vers 1 tot 7. Nou dit spreek tot baie van ons. Hy sê, dis nou Salomo, seun van Dawid, koning van Israel. Dis bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. Nou dis nogal 'n toetsie, né? Wanneer praat 'n ou nonsens en wanneer praat hy sens? So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Dis integriteit. Die woord praat al in Spreuke daarvan. Maar nou sê hy in die volgende paar verse, selfs wyse mense kan na die Spreuke luister en so tot dieper insig kom. Nou, vra jouself die vraag af, is jy 'n wyse mens? Ek dink ek is 'n wyse mens. Nou lyk al baie ons baie onseker. Ek sê nou vir jou, ek's 'n wyse mens, wat baie keer onwys optree. Ek het al teen hierdie tyd min verskonings oor, op my ouderdom kan nou nie meer sê ek het nie geweet nie. I know, maar ten spyte daarvan, tree ou baie keer verkeerd op. Nou sê die woord, maar jy moet nie te oud wees om te leer nie. En dan sê hy verder, wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer om spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse manne te begryp. Kennis begin met die dien van die Here. Dis net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. En dan die interessante een in die message. Hy sê, there's something here also for the seasoned men and women. En my begeerte is dat ons in die wandeling van die godslewe, die integriteitslewe, dat ons nooit sal vergeet dat ons steeds kan leer nie. En hoe wyser ons word, as jy res van die Spreuke gaan lees, hoe wyser jy word, hoe meer luister jy na wysheid. Ons kom nooit op 'n plek wat ons sê, we know it all, en niemand gaan ons nou 'n ding leer nie. En dis dalk 'n groot verrassing vir baie van ons manne. En partykeer kan ons leer by ons vrouens, dis 'n verskriklike gedagte. Ons kan leer by hulle, en partykeer by die kinders. En ek het al die storie hier vertel, maar in my seun Rian is nou nie hier nie, hy het nou lekker af naweek,
seker omdat sy pa hier preek, maar ons kyk nou maar. Maar 'n klein dingetjie wat my altyd bygebly het. Ons koop op 'n stadium tussen die Kaap kom so smart koffie ding. Dis 'n fles, maar dis 'n filter koffie fles en hou dit goed warm. En dit was baie duur en ek kan onthou dit 'n stap van geloof of waagmoed gevat om die ding te koop. Nou lees ek wat mans gewoonlik nie doen nie, ek lees actually die instruksies. Glo my. En nou sien ek, hulle sê, as hy klaar deurgeloop het, dan moet jy hom skud, en as jy hom ingooi vir 2 mense, byvoorbeeld, gooi bietjie hier, bietjie daar, bietjie hier, bietjie daar, net om hom mooi evenredig te kry. En ek verduidelik toe, terwyl ek lees, Rian is toe nog in die huis by ons, en een oggend maak ek vir hom koffie, en ek gooi sy koppie vol, en ek gooi my koppie vol, en hy sê, dis nie op pa my geleer het. Nou, dit klink dalk nou na, sommer net ietsie, maar dis wysheid, om te weet, ek het nou net 'n les geleer. Iemand vir wie ek probeer verduidelik het hoe werk goed, het nou vir my gesê, dis nie hoe dit werk nie. So mag ons mans veral, en ek wil amper sê ons meer senior mans, ons senior jong mense, mag ons nooit op 'n plek kom waar ons nie by ander mense kan leer nie. As ou dink aan nuwe versoekings, nou dis, ek weet nie hoe om dit anders te verduidelik as bloot vanuit die praktyk nie. Die Bybel praat nie van alles wat kan verkeerd loop nie. Nêrens die 10 gebooie staan daar, ek kan mag nie AI gebruik om my opstel by die skool te skryf nie. Niks met die 10 gebooie te doen. Jesus praat ook nie daarvan. Jesus praat nie van spoedgrense met smart karre en daai goed nie. Daar's sekere nuwe versoekings wat gebeur. Goed gebeur, stuff happens. Nou wat is nuwe versoekings? Nuwe versoekings is dit wat nie noodwendig duidelik in die Bybel staan nie. Daar byvoorbeeld, die 10 gebooie wat bevestig word in die Nuwe Testament, sê jy mag nie iemand doodmaak. Nou dis 'n gegewe. Dis nie asof jy voel maar ek het 'n nuwe lewe in Christus en ek's baie vrygemaak, so ek kan maar ou bietjie doodmaak en so aan nie. Dis vaste goed, maar nou nuwe versoekings is iets anders. Iets wat nie noodwendig pertinent in die Bybel uitgewys word. En ek wil nou 'n paar voorbeelde noem, maar dit gaan dalk nou moeilik wees en ek weet nie hoe lyk jou werksituasie nie, maar dalk sê dit in Efesiërs 5 daarvan, want dan praat hy, noem dit klomp sondes, hy noem hulle so op, al die lelike goed, dan sê hy en dergelike dinge. Nou pas op vir dergelike dinge. Ouens vra partykeer mos, is dit sonde om, dan noem hulle nou, ons het altyd 'n lysie gehad. Is dit sonde om te rook? Ja, is dergelike ding. Sonde om te dans, is seker maar 'n dergelike ding, jy weet. Maar ek dink net, ons kom op 'n plek waar ons sê, ons worry nou nie oor waarmee ek kan wegkom nie. Ons kan eerder dink in terme van, wat is nou goed en wat is kwaad? Nie noodwendig die ou maatstaf van reg en verkeerd nie, maar wat is goed en wat is kwaad? Wat sê Jesus oor die hele storie? Ek wil net, voor ek by Guiding Lights kom, wil ek net iets sê oor die nuwe versoekings. Partykeer val ons in 'n trap, sonder dat ons 'n duidelike woord het oor die trap. En kom ek noem 'n ding wat baie keer in huwelike gebeur. Iemand is bietjie ongelukkig by die huis, sê maar 'n man, kom ek gebruik manne as voorbeeld, ek's 'n man. Nou is dit dinge bietjie woelig by die huis, nou kom ek by die werk en daar's hierdie sekretaressetjie. Jy weet mos nou. Ryk ontsaglik lekker, verstaan my, luister na my, doen actually wat ek sê, alhoewel dit haar job is. En dan partykeer dink ek, man, maar dis eintlik hoe 'n vrou se storie moet werk. By die huis kry ek dit nie. Skielik is dit nou daar. En is amper daardie ding van, nêrens is daar 'n wet wat sê, moenie nice wees met jou sekretaresse nie. Maar deel van die dergelike dinge is, moenie nou 'n kans begin vat, om met die skielike ander flavor parfumpie ruik. So nou kom ons by mans wat sê, maar ek kan nie help nie, mense vind my baie aantreklik. In daai situasie is, jy is nie aantreklik, jy is 'n idiot.
Maar ons kan nie net heeltyd teruggryp na 10 basiese beginsels in die Ou Testament vir die 10 gebooie en dan dink ons gaan wegkom met al die ander goed nie. Al wat ek dink wat 'n ou moet maar doen om te sê, Here, maar as U my op hierdie pad geplaas het, be with me. Be with me. En ons kom nou by die guiding lights. Nou verskoon die Engels, ek gaan dit probeer verduidelik. 'n guiding light sê vir my, daar's nie, ek kan nie sê begeleidende lig nie, dit klink weer. Daar in Langebaan het ons 'n lagoon. Julle weet van Langebaan, daar's 'n see en daar's 'n lagoon. Nou, as die skepe inkom, as dit donker is en hulle moet in die lagoon inkom, dis nou vir my baie interessant, en dalk is jy nou bootmanne wat dit goed verstaan. Daar's baie sandbanke en plekke waar bote kan hak, wat jy nie kan sien in die donker nie. Kan dit nie eens sien in die lig nie, maar in donker is nog erger. Dan's daar 2 groot ligte by die een deel van die hawe nou, wat ek nou ken. Daar's twee ligte. En al kan jy niks sien nie, dan moet jy jou boot opline, sodat daai 2 ligte reg bo op mekaar is. En dan kan jy ry met daai boot, sonder om 'n sandbank te tref, sonder dat jy hoef te weet waar hulle is, want die lig is ge-align. Nou ek hoop, ek weet nou nie, verstaan jy wat ek probeer sê? So nou kyk jy nie angstig rond en wonder, gaan ek wegkom met hierdie sandbank, of dalk, nee, wat my boot is te sterk, ek gaan hierdie en sommer uit die pad uitvee. Al wat jy sê is, I follow the light. En as jy bietjie skeef trek en die ligte gaan so wyd mekaar en weet, is verkeerd. So daai hawe ligte sê vir my, it's a guiding light, wat ook geld vir die woord van God. Daar's sekere guiding lights. Behalwe 'n basiese sin vir oordentlikheid en die feit dat ek wil hê mense moet aan my doen soos ek kan aan hulle doen, dit is daar 'n guiding light wat net sê, maar die Here dink anders oor sekere goed. Want dis hy wat my begelei. Hy's die een wat voor staan. Hy's die begin en die einde van ons geloof, sê die woord. So in my wedloop op aarde is hy my main guiding light. Wat sê die woord? En as nie duidelik daar uitgestippel staan in Lofty 3 vers 6 nie, dan weet ek dat ek hom kan vertrou as 'n guiding light. Want hy het ook gesê, ek stuur vir julle die Heilige Gees om wat te doen? Hy doen 'n klomp goed. Die Heilige Gees is 'n wonderlike God vir ons, maar die Heilige Gees herinner ons aan alles wat Jesus gesê en gedoen het. So in sy woord, in sy uitspraak, gee hy vir ons die Heilige Gees om 'n guiding light te wees. En dis hoekom 'n ou weet, jy weet as jy droog maak. You know. Ou kan 'n lekker stywe smile op jou gesig sit en sê nee, hierdie is okay, maar you know. Ek het altyd geweet, selfs in my onbekeerde tyd, I knew. Ek het in die kerk groot geword en ek was nie goeie kerkman nie, maar feit is, I always knew. As jy droog maak, dan is die beginsel van reg en verkeerd en goed en kwaad in jou ingebou deur God. Romeine sê, jy hoef nie eers regtig die Here te ken, om te weet wat goed en kwaad is nie. Jy kyk net, jy leef net, jy is net bewus daarvan, dis groter as jy. Nou, die woord, en ons het dit in die vorige deel van die reeks ook aangespreek, waar die skrywer van Korintiërs Paulus, skryf hy, as jy Christus aanskou, na mate ek hom aanskou, word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. So ek is heilig, God het my geroep, ek het deel van sy koninkryk geword, ek is sy kind, ek gaan verseker saam as hy kom. Ek wil net sê, as daar misverstand was so 'n paar maande terug, as daar wegraping is, gaan ek saam, as daar nie een is nie, gaan ek saam in die wederkoms. Dis te make sure. Maar jy's nie in hom, uit hom, langs hom, jy's of in of uit. En as die kind van God is jy in, and you're going with. Maar na mate ek hom aanskou, sê die woord, word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid, 1 Korintiërs 5, of 2 Korintiërs 5. Soos ek sy woord aanskou, sy gemeenskap geniet, sy inspraak geniet, ek stap saam met hom, dan weet ek mos, hy verander my van heerlikheid tot heerlikheid. Dis wat Christus kom doen het. 2 Korintiërs 3, hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. Dis toe hoofstuk 3, sorry.
nie 5 nie. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dit gebeur waar die Here ons lei deur sy Gees. Dis wanneer die Gees Here is. Aan die ander woord, integriteit kan ons opsom in 'n kort woord deur te sê, it's all about Christ. Dis nie wat my pas of wat vir my gemaklik is nie. It's all about what he says. En na mate ek hom aanskou, en die woord is baie duidelik daar, word ek verander, nie hy nie. En snaaks genoeg, na mate ek hom aanskou, word ander ouens nie ook, hulle word nie verander nie, ek word verander. Het jy al agtergekom dat hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe makliker is dit om met ander mense te laat kom? Want gewoonlik wil jy ons sê, hulle moet net regkom. Jene Rianus net kan bykom. Please man. Maar as my fokus op Christus is, dan word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. Met ander woorde, ek begin met heerlikheid, maar die heerlikheid word meer intens deel van my lewe. Dan sien ek ander mense in 'n ander lig. Ek onthou as 'n ou op skool, ek het met 'n stiefpa groot geword wat altyd nog vir my baie goed was, maar ek wil altyd net verduidelik het hoe goed eintlik werk. Jy kry mos sulke seuns. Dan een van julle was so nie, maar ek was so. Hy het nie 'n groot geleerdheid en goed gehad nie, so ek het altyd beter geweet, altyd. En ek het altyd as hy iets sê wat nou regtig nie lekker slim is nie, dan verduidelik ek hom hoe die goed eintlik werk. En toe kom ek tot bekering. En een van die eerste goed wat my gebeur het, ek het opgehou om my pa heeltyd te verduidelik wat reg is. I just loved him. En dit het vir my verskriklike gewig van my skouers afgehaal, want ek het nie rondgeloop om te kyk waar kan hy verander en slimmer word nie. Ek moes toe kyk waar kan ek verander. En toe verander ek van heerlikheid tot heerlikheid. Dis wat die Here vir elkeen van ons 'n belofte gee. In integriteit word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. 2 Korintiërs 4 vers 6. God wat gesê het dat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Christus uitstraal. Nou dis te groot om te verduidelik. Ek weet nie of ek die Afrikaans het om dit te verduidelik nie, ek het verseker nie die Engels om dit te verduidelik nie. Maar die heerlikheid van Christus, die kennis daarvan, het nou ons erfdeel geword. Ons maak staat op dit, en dis hoekom in die ou dae hulle het altyd so bandjie gedra, what would Jesus do? Onthou jy dit? En toe een keer met 'n cricketwedstryd, toe fokus die ouens in, wat die Australiese uitsaaiers nie lekker verstaan, nou fokus hulle in op Hansie Cronje daai tyd, ouer gardes nou weet. En daar het hy 'n bandjie aan, what would Jesus do? Die probleem is toe net daarna, kom hulle agteruit, toe gaat nie gedoen wat Jesus sou doen nie. Eintlik moet dit nie die bandjie wees nie. Want dan kan ons dit heeltemal uit verband uitdruk. Met ander woorde, as die wyn op is, dan tap ons die water in en ons maak dit wyn. En al die goeders, wek ouens uit die dood uit net waar ons kom. Dis glad nie die gedagte nie. It's not what would Jesus do. Ek dink ek weet nie hoe om in Engels te stel nie. Dalk moet ons net 'n bandjie maak wat sê, wat is Jesus se opinie hieroor? Want as ek dan besig is om besluite te neem, om heeltyd ten spyte van my briljantheid en my kennis en my navorsing en al die spreadsheets wat ek opstel om te sê, Here, ek wil net doen wat U wil hê ek moet doen. Dis al wat ek wil doen. Of dit nou vir my slim of dom klink, ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. Want daai lig skyn in ons harte, daai lig gee ons die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus uitstraal. En daarvoor het ons nie 'n definisie nie, is te groot. Ek dink dis iets van Johannes op die eiland Patmos se storie, toe hy regtig die openbaring kry van wie Jesus is, toe slaat hy neer. Hy het geweet, maar hy het nie geweet nie. Ons dink ons weet. Ons praat baie maklik van ons gaan Jesus sien, ons gaan Jesus ontmoet. Ek dink as ons die heerlikheid van God in Christus regtig besef en sien, gaan ons ook maar neerslaan, want dit is te groot, dit is groter as ons. Matteus 7 vers 12. Ja, alles wat julle wil hê die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Want dit is 'n massive opdrag hierdie.
Ek gaan daai eerste deel weer lees. Dit staan regtig in die Bybel, jy kan opcheck hier. Afrikaans 83 vertaling. Alles wat julle wil hê die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dis tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Nou, ek het in die begin genoem, ek wil net 'n oomblik daarby stil staan. Dink net aan die implikasie daarvan. Vir 'n huwelik gaan dit geweldig wonderlik wees. Dink net daaraan. As jy jou wederhelfte behandel soos jy graag behandel wil word, what a joy. Dink net aan. Dink aan die beginsel waar Jesus sê met die ander hoër ag as hom of haarself. As daai beginsels geld, dan word integriteit 'n lewenstyl, want ek toets dit deeltyd aan wat ek eintlik sou geniet het. Sê nou maar ons kan mense so behandel. Sê nou ons kan teruggee dit wat ons verwag. Of dit gee voordat ons dit nog kry. Dink net aan die wonder binne huwelik, binne verhoudinge. Ek wil amper sê binne vergaderings. En kyk, Doksa kan vergaderings hou. Mamma. Ek is afgetree, ek is nie meer deel van dit nie. Ek het net 1 meeting 'n week, as Rian onthou. Maar die beginsel is, ek leef op 'n ander manier as dit kom by integriteit, as net dit wat my vreugde gee. En dan Lukas 6:31, behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Dit sê dieselfde, maar is hulle beginsel. Nou, deel van die guiding lights is, reg of verkeerd, goed of kwaad. Ek dink ons verstaan mooi dat reg en verkeerd nie altyd die plan ten volle laat tot openbaring kom nie, want baie keer kan ons baie wetties wees. Baie duidelik en judgmental en so aan. Maar reg of verkeerd teenoor goed of kwaad. Dalk moet ek vir die Here vra om my pad van heiligmaking of my pad van vernuwing of van integriteit. Here, is dit nou, gaan dit goed of kwaad wees? Want baie keer kan ek die regte ding sê en verskriklik kwaad doen aan iemand. Terwyl ek met bietjie dink, is dit goed of kwaad? Want die judgmentalism word grootliks oorskadu deur die genade van die Here. Maar as ons die beginsel nastreef van ek wil vir ander mense gee wat ek graag wil ontvang, dan maak dit makliker. Nou, die wet van die teenoorgestelde gees is baie ongemaklik, want Jesus karringe daaroor in die bergpredikasie. Het jy al gedink wat sê hy alles? Hy's weird, hy sê jy moet jou vyande lief hê. Ek sukkel om my vriende lief te hê. Ek weet nie as jy voel ek oor my bure nie, want ek ken hulle nie. Dit is eintlik verskriklik. Ek ken eenkant se bure, een van hulle se naam, maar ek sien hulle nooit. Ek sukkel om my bure en my vriende lief te hê, en sê die Here, maar jou vyande, jy moet hulle eintlik baie nice behandel. En dalk het jy meer vyande as ek, of dalk het ek meer as jy, ek weet nie, ons maak vyande by mekaar, dit is baie maklik. Nou sê hy, love your enemy. Hy sê jy moet 'n tweede myl saam met 'n ou stap. As 'n eerste myl vir jou pynlik is, stap 'n tweede een. Dan dink ek, Here, maar is ongemaklik, kerk is 'n lekker plek hierdie, ons kan nie sulke goed doen nie. Hy sê, do it. There's an opposite spirit. Daar waar ouens jou nie vergewe nie, daar vergewe jy. Daar waar ander ouens wil ou koeie die sloot uitgrawe, daar vergewe jy en jy vergeet en jy los dit agter. Want ons gaan sukkel om vorentoe te gaan terwyl ons heeltyd omkyk. Dis 'n baie moeilike beginsel wat Jesus daar stel, die teenoorgestelde gees. Sensitiwiteit vir inspraak en ek kan nou baie oor gesê het, maar dalk moet ons net vinnig daaroor gaan. As 'n ou jou reg help, hoe voel jy daaroor? Val as jy weet jy's verkeerd. In die meeste van die tyd weet ons. Man, is moeilik, as ou my kom teregwys op iets, of net my optree of my gedrag bietjie wil panel beat, of net sê, maar jy moes dit anders gedoen het, of doen dit so, of doen dit sis. Dis baie moeilik vir ons om te verstaan, hoekom ander ouens ons sal teregwys. Maar as ek glo aan die integriteit wat God daar gestel het, dan moet ek sensitief wees vir die inspraak van ander mense. Ek moet volwasse genoeg wees om te weet, enige persoon kan my iets leer.
En ek kan nie alles wil persoonlik vat nie, want dan is ek nie 'n heel mens nie. Baie keer is die nervie so dun. So dun. Ou moet net soos my, dis hoekom ek sulke langerige moue dra, want dit is net blou kolle vir al die bloedverdunningsgoeder. Maar ek het nou 'n dun nervie. Maar dis nou net fisies. Maar om 'n dun nervie te hê as dit kom by teregwysing of dalk as ek aangespreek word deur iemand of ek word regtig uit die woord uit reggewys, dan kan ons nie 'n dun nervie hê nie. Dan moet ek sê in my volwassenheid moet ek sê ek gee ag op wat jy sê. Help my. Want ek gaan daaroor bid, ek gaan die Here vertrou. En gewoonlik is daai mense reg. Wat dit ook al mag wees, kom ons wees volwasse genoeg om te sê, my lewe van integriteit is ook in 'n groot mate afhangend van ander mense se inspraak. Is ek groot genoeg of volwasse genoeg om sensitief te wees vir 'n ander ou se inspraak? Hebreërs 10 vers 14. He has perfected for all time those who are being sanctified. Ek gaan hom weer lees, want ek weet dit is Engels, maar my Engels is nie so lekker nie. Maar luister hom stadig. Christus, He has perfected for all time those who are being sanctified. Ons is besig om heilig gemaak te word. Ons is in die proses. Ons is nie daar waar ons kan omkyk en sê, wel, nou het ek niks meer om te leer, ek het niks om te verander nie. I do what I do, los my uit. Dis glad nie wat die woord sê nie. We are being sanctified because stuff happens. Dan gebeur baie keer onverwagse goed, dan gebeur nuwe uitdagings, nuwe versoekings, die wêreld is vol snaakse goed, en al wat ek sê is, Here, U is besig met my. Watch this space. En ek dink as ou dit dalk kan opsom, om saam met Christus te loop met oop oë en 'n oop gemoed. Twee goed. Oop oë, aan die ander woorde, ek kyk wat hy sê, ek hoor wat hy sien, daai tipe van geestelike oë van die verstand, maar dan ook 'n oop gemoed om te sê ek is bereid om te ontvang wat U sê, Here. Al is dit deur mense. Al is dit deur mense wat ek gedink het nie 'n inspraak op my lewe mag hê nie. Oop gemoed en oop oë saam met Christus. En dis wanneer integriteit regtig posvat. En ek wil vir jou vra vanmôre, en ek wil my graag self baie duidelik daarby insluit. Besluite is moeilike goed, né? Ou weet nie altyd wanneer jy reg doen en wanneer jy verkeerd doen. Mens behoort eintlik te weet, maar partykeer is dit so half 'n grys area, is dit nie so nie. Moet ek hierdie ou vergewe mits hy dit en dat doen? Dis die ou gewone een, né? Natuurlik sal ek vergewe, maar moet eers regkom. Of terugbetaal, of jammer sê, so iets. Die kwaaddoener in die kruis het nooit eers kans gehad om mooi reg te maak. Hy sê net, Here, dink aan my, en die Here sê, you're in. Vergifnis is 'n wonderlike ding, maar dalk sukkel jy daarmee, en ek wil regtig vanmôre uitnodiging vir jou gee, as dit gaan oor besluite, reg of verkeerd, goed of kwaad, dit gaan oor vergifnis, die pad van integriteit, is ek heel of is ek nog besig om aan sekere goed te werk. As jy sukkel met besluite, as jy nie weet hoe die guiding lights werk nie, as jy nie weet hoe om jouself te oriënteer ten opsigte van ligte wat jou lei nie, as jy nie weet hoe om te maak met die woord wat dalk teen die grein is van wat jy ervaar nie, wil ek jou vra om regtig daarop te reageer vanmôre. En ons gaan saam bid. Ek wil vra dat jy, as jy enigstens besluite moet neem, en jy is nie heeltemal seker van wat te kant toe nie, wil jy net vinnig jou hand saam met my opsteek nie, want ek het sulke besluite. Baie dankie dat jy eerlik is. Ons gaan daarvoor bid. En ek wil bid daarvoor omdat die Here ons lei op 'n pad van integriteit. Integriteit sê, He's with us, He's leading us, He's busy sanctifying us. En as jy sukkel met 'n besluit, dink by die feite verby, maar gebruik die feite. Maar dink by dit verby en sê, Here, wat is U opinie? En daarvoor gaan ons bid. En dalk is nou 'n klein dingetjie waarvoor jy hand opgesteek het, dalk is dit 'n groot ding. Maar kom ons maak seker ons weet dat die Here op hierdie pad van integriteit baie ernstig is oor ons well-being. Hy wil hê ons moet reg besluit. Hy wil hê ons moet verander word van heerlikheid tot heerlikheid.
So, vir al vir julle wat die hande opgesteek het, en vir myself, kom ons bly net so sit dan bid ons saam. Here, dankie dat U ons vir ewig geheilig het. Maar ons weet ook dat U besig is om ons heilig te maak. Ons weet, daar's die werklikheid van 'n lewe, daar's goed rondom ons wat gebeur. Here, dankie dat ons besluite nou vanoggend net weer opnuut by U voete kan kom lê. En partykeer is dit versoekinge, partykeer is dit goed wat in ou se hart onstuimigheid maak. Partykeer is dit bloot praktiese finansiële besluite, maar ek bid Here dat U wysheid sal gee vir elkeen wat dit vra vanmôre. Wysheid in besluitneming. Wysheid in die verstaan van wat U wil hê ons moet doen. Wysheid om te kan sê soos Jesus, ek doen net wat ek die Vader sien doen. Dankie dat U ons so lief het, dat U ons nooit los nie. En ek bid dat hierdie besluite waarvoor ons nou bid, waar dit ook al mag wees, dat die vrug daarvan sal wees. 'n lewe van integriteit wat ander mense sal trek na die lig toe. Dankie dat U dit doen, Here. Dankie vir die ewige liefde vir ons ook daarin. En juis as dit moeilik gaan, juis as dit as ons baie keer voel ons trap skeef, ons doen dom dinge, Here, dat U juis dan na ons toe neerbuig en sê, follow me. Dankie, Here, dat U ons so lief het. So baie geduld met ons het. In Jesus se naam. Amen. It was faith that stirred the waters, the faith that parted seas. It was faith that shook foundations, led people to believe. It was faith that tamed the lion. It was faith that showed the way. The faith that slayed the giant is the faith I have today. I believe that You have done it all. I will be Your glory to the lost and broken. I believe You're making all things new. Healing every heart to worship You in reverence. It
about